Goeiemiddag vriende, dis ons tweede week van kom stap 'n entjie saam op die pad. En van hierdie week wil ek graag met jou praat oor, het jy al so 'n nag beleef? 'n Nag waarin jy wonder wat môre gaan gebeur. Jy het alles probeer, jy het al die touwtjies getrek, jy het jou beste gedoen, maar vannag lê jy wakker, want jy weet nie wat môre gaan gebeur nie. Nou, in die Bybel is daar so 'n man, sy naam is Jakob. Jakob het sy pa bedrieg, hy het sy broer uit sy eersgeboorte reg bedrieg, hy vlug vir sy lewe op die ou einde, en dan gaan werk hy by sy oom Laban, en terwyl hy by sy oom Laban werk, loop dinge ook nie altyd glad nie, maar daar kom 'n tyd wat Jakob besluit om op sy pad terug te loop, en nou stap hy hierdie pad terug, en hy weet hy moet sy broer, wat hom so gedreig het, nou in die oë gaan kyk. En dan stuur hy sy vrou en kinders vooruit, alles te besit, en dan bly hy alleen agter. En in daardie wonder, oor môre, gebeur die wonderwerk van daardie nag. Want daar kom 'n derde party, 'n man wat met hom kom worstel, en ons weet dat hierdie man is eintlik op die ou ende God, omdat Jakob hom aangryp terwyl die oggendlig wil breek en sê, maar jy kan my nie los nie, jy moet my seën. Daarom weet ons, want God is die een wat seën. Vriende, God ontmoet ons baie keer in ons moeilikste oomblikke, en na die donkerste oomblikke wat ons nie weet wat môre gaan gebeur nie. En dan die volgende dag ontmoet hy vir Esau. En die hoogtepunt van die verhaal is nie dat Esau vir Jakob vergewe nie. Die hoogtepunt van die verhaal is dat God vir Jakob ontmoet om met Jakob 'n pad te loop. En terwyl hy met Jakob hierdie pad geloop het, gryp Jakob hom aan en sê, "U moet my seën." Jakob verander in daardie nag, en dan slaan die man hom op die heup, sodat hy vir die res van sy lewe met 'n hink stap. Dis dalk die grootste stuk genade wat oor sy pad kon kom, want van daar af elke oggend as hy wakker word en sy heup is seer, dan weet hy, daar was 'n tyd wat ek God ontmoet het, die lewende God. In die moeilikste oomblik was hy daar vir my. In my moeilikste oomblik van wonder het God my vasgehou, en daarom sal ek aan hom vashou vir die res van my lewe. Ek nooi jou uit, stap hierdie week saam met hom, en volgende week praat ons weer. Totsiens.